Goeiedag en baie welkom by die aanlyn boodskap. Nou, ek hoop dat jy vandag in God se goedheid sal vasloop en dat sy vrede jou hart sal bewaar. Ek is seker jy het jouself al aan iets oorgegee. Dalk was dit 'n sjokolade, want ek en jy ken daardie dag. Dit was 'n lang dag, of dalk sommer net 'n baie lang week. En wanneer jy dan uiteindelik by die huis kom, dan dink jy, man, ek kort nou ietsie. En dan maak jy daai sjokolade oop met die eerlike voorneme om net een blokkie te eet. Net een. Maar ergens tussen die eerste blokkie en die laaste net iets gebeur. Jy het nie meer die sjokolade geëet nie. Hierdie sjokolade het jou geëet. En jy het jouself oorgegee aan die sjokolade. En miskien is dit nie dalk sjokolade nie. Dalk is jou dan golf. Net hierdie een ronde, nuwe stokke, net nog 'n YouTube videoetjie. Of dalk is dit gym, weet, vroeg opstaan, swaar goed optel, nog 'n proteïen shake drink. Wat presies nie so sjokolade proe nie. Maar wanneer iets belangrik vir jou word, kry dit toegang tot jou lewe. En met die belangrike dinge in die lewe kom daar dan 'n ander vraag. Wat is jy bereid om hiervoor op te gee? Want ons hoor dikwels, as jy hierdie doelwit wil bereik, gaan jy sekere opofferings moet maak. En dit is gewoonlik waar die onderhandeling begin hier binne in ons. Ons sê goed, maar presies hoeveel opoffering praat ons hiervan? Die waarheid is, ons hou van die uitkoms. Ons is net nie altyd ewe opgewonde oor wat dit vir ons vra om daar uit te kom nie. In Romeine 12 kry ons 'n gedeelte waar Paulus mense nie net vra om iets vir die Here te bring nie, maar om hulself met alles wat hulle het en is, aan die Here beskikbaar te stel. Nie net, Here Jesus, hier is iets wat ek graag vir U wil doen nie, maar, Jesus, hier is ek. Nou, Rick Warren skryf so mooi in 'n boek van hom, The heart of worship is surrender. Die hart van aanbidding is oorgawe. Dan is daar ook 'n belangrike vraag wat ons moet vra. Nie net, hoeveel gaan dit my kos nie, maar, aan wie gee ek myself? Want as ek nie die hart van die een aan wie ek myself gee vertrou nie, sal ek altyd 'n deel van myself terughou. Ek sal dit natuurlik nooit hardop vir die Here sê nie. Kyk, ons Suid-Afrikaanse Christene het daarom met respek vir die Here groot geword. Ons sal nooit hardop bid en sê, Jesus, U kan hierdie deel van my lewe hê, maar hierdie ander deel, ek gaan dit maar self beheer nie. Net dat U weet. Of, ek sal U volg, maar ek wil eers weet waarheen ons gaan. Jy sien, ons sal dit waarskynlik nooit hardop sê nie. Maar ons dink dit, en baie kere leef ons dit ook. So daarom is die grootste vraag oor oorgawe dalk nie, wat gaan God van my vra nie? Daar is dalk 'n groter of 'n beter vraag om te vra. Die vraag is, kan ek hierdie Vader met my hele lewe vertrou? Is hy goed? Kan ek sy hart vertrou? Ook wanneer ek nie die hele plan sien nie. Nou, dit is waarom Paulus nie by ons offer begin nie, dit wat ons vir die Here bring nie. Hy begin by God se goedheid. Luister hoe mooi skryf Paulus dit in hierdie goeie nuusvertaling. My liewe broers en susters, God was so oneindig goed vir julle. Daarom doen ek nou 'n beroep op julle. Gee julleself met alles wat julle het en is aan hom. Moet niks terughou nie. Dit is tog die minste wat julle vir hom kan doen. En dit sal hom ook oneindig bly maak. En dan skryf Paulus verder. Hy sê, moenie langer toelaat dat die wêreld vir julle voorskryf hoe julle moet leef en dink en praat nie. Nee, maar laat God toe om julle lewens totaal nuut te maak. En hoe doen hy dit? Hy doen dit deur julle denke te verander. Jy sien, dit is eers wanneer God julle denke begin verander, dat julle sal kan verstaan wat sy goeie en opwindende en volmaakte plan met julle lewens is. Jy sien, die beweging is duidelik. God was so oneindig goed vir julle. Daarom gee julle self met alles wat julle het en is aan hom. En dan laat God julle denke verander. God se goedheid, dan my beskikbaarheid,
dan sy vernuwing. Of kan ek dit eenvoudiger nog vir ons stel? God se liefde kom altyd eerste. Ons oorgawe is die antwoord op hierdie liefde en hierdie goedheid wat ek en jy van die Here ervaar. Nou, as God so goed is, waarom is oorgawe steeds vir ons moeilik? Ek dink 3 dinge staan dikwels in die pad van ons om onsself ten volle oor te gee aan die Here. Die eerste ding is vrees. Die vraag is, kan ek God werklik vertrou? Die ander ding is my behoefte aan beheer. Ek wil graag hê God met my lei, maar ek wil steeds die finale sê hê. En die ander ding is die invloed van die wêreld. Iets anders wil jou liefde, aandag en denke vorm. In hierdie 2 verse ontmoet ons God se antwoord op al hierdie hindernisse. Kom ons begin waar Paulus begin. Hy sê God was so oneindig goed vir julle. Romeine 12 begin met 'n daarom. God was so oneindig goed vir julle, daarom doen ek nou 'n beroep op julle. Jy sien, daarom kyk terug na alles wat Paulus tot hier geskryf het. Voordat hy vra wat ek en jy moet doen, vertel hy ons net eers weer wat God reeds vir ons gedoen het. En hy wil hê ons moet weer opgewonde wees daaroor. Soos in Romeine 1 tot 11 vertel hy die verhaal van God se genade. Romeine 3 tot 5 sê byvoorbeeld dat Paulus sê, ons kan onsself nie regmaak deur prestasie nie en daarbey by God uitkom nie. Nee, God doen wat ek en jy nie kan doen nie. Uit genade het hy ons vrygespreek en sy liefde vir ons gewys toe ek en jy nog sondaars was. Daar in Romeine 8 begin hy met hierdie verskriklike mooi waarheid. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die hoofstuk eindig met die versekering, niks kan jou skei van God se liefde nie. En tussen hierdie 2 waarhede vertel Paulus dat God sy gees aan ons gegee het, dat die gees bevestig dat ek en jy sy kinders is, dat ons hom kan aanspreek as Abba, Vader, en dat hy ons help selfs wanneer ons nie eens weet hoe om te bid nie. Sien, geen veroordeling nie, geen verlating nie, geen skeiding nie. In Romeine 9 tot 11 worstel Paulus met hierdie moeilike vrae oor Israel, geloof en God se plan. Tog bly God getrou aan sy karakter en beloftes, selfs wanneer ons nie sy hele plan verstaan nie. En wanneer Paulus aan die einde van Romeine 11 terugkyk na alles wat hy geskryf het, kan hy dit nie meer verduidelik nie. Hy begin aan bid. Hy sê, wie kan ooit die volle dieptes van God se rykdom en wysheid en kennis pyl? Wie kan sy besluite verstaan? Wie kan verduidelik waarom hy doen wat hy doen? Is dit nie mooi nie? Paulus gaan aan en hy sê, wie het insaag in alles wat hy beplan? Wie kan vir hom voorskryf wat hy mag en nie mag nie? Vir wie skuld hy miskien iets? Wie kan iets van God eis? En dan hierdie antwoord, nee, daar is absoluut niemand. En dan eindig hy hierdie lofprysing met hierdie verskriklike mooi stelling, woorde, uitdrukking. Hy sê, alles begin by hom en bestaan deur hom en eindig by hom. Hy alleen verdien ons lof tot in alle ewigheid. Ja, amen. Wat 'n wonderlike gebed om te bid as ons dink aan al die goedheid, al die dinge waarmee God besig is in ons lewens. En dis wat Paulus doen. Hy begin en hy sê vir ons, alles begin by hom. Alles bestaan deur hom en alles eindig by hom. En direk na hierdie begin Romeine 12. En hy sê, sien julle, God was so oneindig goed vir julle. Daarom. Paulus beweeg van verwondering na oorgawe. Romeine 1 tot 11 vertel wat God vir ons gedoen het. Romeine 12 wys hoe 'n lewe lyk wat op daardie genade, daardie goedheid, daardie liefde antwoord. En die antwoord wat ons vir die Here gee op sy goedheid, op sy liefde, op sy sorg vir ons, is hierdie eenvoudige ding. Gee julleself met alles wat julle het en is aan hom. Nou wat belangrik is om op te merk hier is, Paulus praat met mense wat reeds vir Jesus volg. Hierdie gee is nie 'n daad waardeur ek verlos word. Dit is nie om jou lewe vir die Here te gee nie. Hierdie is die daaglikse antwoord van iemand wat reeds deur Jesus gevind, vergewe en aanvaar is. Omdat ek reeds aan U behoort, stel ek myself vandag weer aan U beskikbaar. Dis die gebed van so 'n persoon. En dan skryf Paulus,
Dit is tog die minste wat julle vir hom kan doen. Dis baie maklik om hierdie verkeerd te hoor. Minste wat julle vir hom kan doen. So asof Paulus vir ons kom sê, nou alles wat God gedoen het, skuld julle hom nou iets. Maar Paulus stuur nie vir ons 'n skuldrekening nie. Hy maak 'n gevolgtrekking. Die Griekse woorde dra die gedagte van iets wat redelik, sinvol en gepas is. Daarom praat ander vertalings van byvoorbeeld it's your reasonable service of true and proper worship. Paulus sê, as dit is wie God is, maak dit sin om jouself aan hom toe te vertrou. Ek gee myself nie om God terug te betaal of om sy liefde te verdien nie. Hoe betaal 'n mens in elk geval genade terug? My oorgawe is die sinvolle reaksie van iemand wat God se goedheid raak gesien het. Verlede week het ons na die kruis gekyk en ons het vir mekaar gesê, die kruis het nie die Vader se hart verander nie, die kruis het die Vader se hart aan my en jou kom bewys. Die kruis is die vaste bewys dat hierdie Vader ons regtig liefhet. Vandag vra Paulus die volgende vraag. As Jesus vir my gewys het hoe die Vader se hart lyk, kan ek dan hierdie Vader ook met my hele lewe vertrou? Jy sien, God probeer nie my vrees met druk of skuld oorwin nie. Oorgawe begin wanneer hy my wys wie hy is. Hierdie Vader is regtig goed. Jy kan hierdie Vader vertrou. God se liefde kom altyd eerste. Ons oorgawe is die antwoord op hierdie liefde en goedheid. En wanneer ek sien dat hierdie Vader vertrou kan word, kan ek Paulus se volgende uitnodiging hoor. Gee julleself met alles wat julle het en is aan hom. Moet niks terughou nie. In 'n meer letterlike vertaling skryf Paulus, stel julle liggame beskikbaar as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. Paulus gebruik 'n beeld wat sy eerste lesers goed sou verstaan. Wanneer 'n offer op die altaar geplaas is, het dit volledig aan God behoort. Jy het nie 'n gedeelte aangebied en die res teruggehou nie. Maar Paulus praat van iets ongewoons. Hy sê ek en jy is 'n ander tipe offer. Ons is 'n lewende offer. En hierdie is my verskriklik belangrik. 'n Lewende offer is dus nie net 'n een dramatiese oomblik van oorgee nie. Dit is 'n lewe wat elke dag opnuut aan God beskikbaar gestel word. Want iemand het eendag gesê, jy sien die probleem met 'n lewende offer is dat dit altyd weer van die altaar kan afklim en weghardloop. Dis hierdie ding van Sondag sê ek vir die Here, want ons is mos nou in die diens en dis wonderlik, en dan sê ons vir die Here, Jesus, alles van my behoort aan U. Maar dan kom Maandag en daar's 'n moeilike gesprek en iemand sê iets waarvan ek nie hou nie, of daar kom 'n uitkoms wat ek nie kan beheer nie, en skielik wil ek weer self die finale sê hê. En daarom word my oorgawe sigbaar in my gewone lewe. Nou Paulus noem dit ons liggame, want jy sien die liggaam is die plek waar jou lewe sigbaar word. Jou hande is wat jy doen, met jou mond praat jy, jou tyd en energie is waaraan jy jou lewe bestee. Jou reaksies, hoe jy optree wanneer dinge nie volgens jou plan verloop nie. Dit is wat die goeie nuus vertaling so mooi vasvang. Dit sê, gee julleself met alles wat julle het en is aan hom. Nie net die godsdienstige deel nie. Alles wat ek het en is, sê Jesus, hier is ek. En juist hier ontdek ek waarom dit makliker is om iets vir God te gee, as om myself aan hom beskikbaar te stel. Wanneer ek myself gee, gee ek ook my aanspraakprys om die finale sê te mag hê. Die probleem is soms, ek wil graag hê Jesus moet my lei, maar ek wil nog steeds die roete kies. Daarom is Paulus se woorde so direk, moet niks terughou nie. Ek stel myself aan hom beskikbaar, ook wanneer my wil en Jesus se weg nie dieselfde is nie. Paulus se beeld van 'n lewende offer laat my dink aan iets wat Jesus vir sy volgelinge gesê het. As iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Nou, Paulus se beeld van 'n lewende offer en Jesus se beeld van die kruisdra is nie presies dieselfde nie, maar hulle wys in dieselfde rigting.
Stel jou hele lewe aan God beskikbaar en volg Jesus daagliks, ongeag wat dit jou gaan kos. 'n Vriend het dit een keer so gestel. Wil jy weet wat is die kruis? Waar God se wil en waar my wil kruis, daar is die kruis. Nou, dis nie 'n volledige definisie van Jesus se woorde nie, maar dit wys waar disippelskap prakties word. Waar my wil en Jesus se weg kruis, word my oorgawe sigbaar. Dit is die oomblik wanneer ek moet kies, gaan my wil die finale sê of gaan ek Jesus se weg volg? Jy sien, ek wil terugbeklei, maar dan nooi Jesus my om anders te reageer. Ek wil in my bitterheid vasklou, maar Jesus vra my om te vergewe. Ek wil beheer hou, maar Jesus nooi my om hom met die uitkoms te vertrou. God se wil staan nie altyd teenoor alles wat ek en jy wil hê nie. Maar wanneer my wil en Jesus se weg kruis, word die vraag, wie vertrou ek meer? Jesus of myself? Nou, Jesus se gebed in Getsemane wys vir ons iets belangriks. Jesus bid en hy sê, Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Jesus ontken nie wat hy voel of verlang nie. Hy bring dit eerlik na die Vader en vertrou hom. Want oorgawe ontken nie my wil nie. Dit vertrou my wil aan die Vader toe. Maar Getsemane is meer as net 'n voorbeeld van wat ons moet probeer navolg. Jesus staan nie net hier voor ons en sê, hey, kyk hoe leef ek, probeer harder nie. In Getsemane het Jesus homself in gehoorsaamheid aan die Vader gegee en die pad na die kruis geloop, sodat mense soos ons wat telkens weer van die altaar afklim, vergewe en nuut gemaak kan word. En deur sy Gees vorm hy nou sy lewe in ons. Jy sien, Jesus is nie net 'n voorbeeld vir ons nie, hy is die voorbeeld van hoe ons nuwe lewe in hom lyk. Aan die kruis sien ons hoe volledig hy hom in liefde vir ons gegee het. Daarom word oorgawe nooit 'n poging om sy liefde te verdien nie. Dit is liefde wat op sy liefde antwoord. Liefde gee graag en Jesus het eerste gegee. Wanneer Jesus ons nooi om daagliks ons kruis op te neem, moet ons dit daarom nie morbied hoor nie. Dit is nie, hey, môre moet jy maar weer opstaan en nog 'n stukkie van jouself gaan doodmaak nie. Nee, sterf van jouself is nie die einddoel nie. 'n Lewe saam met Jesus, dit is die einddoel. Daagliks nooi Jesus my om in my gesprekke, in my reaksies en in my besluite sy weg te volg. My behoefte aan beheer is gewoonlik die sterkste wanneer ek nie die uitkoms kan waarborg nie. Ek sal doen wat reg is, maar wat is dit my iets kos? Dit is waar hierdie sin belangrik is. Ek neem net verantwoordelikheid vir my gehoorsaamheid en ek vertrou God met die uitkoms. Oorgawe beteken nie dat ek passief word nie. Dit beteken ek vertrou dat wat my Vader van my vra, die beste is om te doen. Jy sien, God ruk nie beheer met geweld uit my hande uit nie. Hy nooi my om my hande oop te maak. My oorgawe word nie gevorm deur wat ek doen nie. Dit word ook gevorm deur dit waaraan ek my aandag gee en wat ek toelaat om my denke te vorm. Daarom gaan Paulus verder. Hy skryf, moenie langer toelaat dat die wêreld vir julle voorskryf hoe julle moet leef en dink en praat nie. Maar laat God toe om julle lewens totaal nuut te maak. En hoe doen hy dit? Deur julle denke te verander. Waarom praat Paulus nou oor die wêreld en ons denke? Omdat my lewe en aanbidding nie neutraal bly nie. Iets gaan my liefde, vertroue en lojaliteit vorm. Die vraag is dus nie net, sal ek myself aan God gee nie? Die vraag is ook, waaraan sal ek my lewe gee as ek dit nie aan God gee nie? Nou, met die wêreld bedoel Paulus nie dat God se skepping sleg is nie. Hy praat van 'n manier van dink en leef waarin God nie meer die middelpunt is nie. 'n Manier wat waarde, sukses en die goeie lewe anders definieer. Johannes gee byvoorbeeld in 1 Johannes 2 'n soortgelyke waarskuwing. Hy sê die wêreld gaan oor die gejaag na bevrediging, die drang om te besit wat ons oë so aantrek en die status wat uit rykdom en belangrikheid kom. Eenvoudiger is dit regtig net bevrediging, besittings en status. En dan herinner Johannes ons, hierdie wêreld en alles waarna dit ons laat jaag, gaan verby. Moenie jou lewe gee aan iets wat nie kan lewer wat dit beloof en selfs gaan verdwyn nie.
Verlede week het ons gesê, waar jy kyk, bepaal hoe jy die Vader beleef. Romeine 12 vat dit dalk verder. Waarna jy aanhou kyk, begin vorm wat jy begeer. En wat jy begeer, kan jou aanbidding kry. En hier is die belangrike ding. En wat jy aanbid, vorm wie jy word. Sien, die psalmdigter beskryf daar in Psalm 115 afgode wat oë het, maar nie kan sien nie, ore het, maar nie kan hoor nie. En dan sê hy hierdie, dat die mense wat hulle maak en daarop vertrou, word net soos hulle. Jy begin al hoe meer lyk soos dit wat jy aanbid. Wanneer status die belangrikste word, begin vergelyking my vorm. Wanneer besittings die belangrikste word, begin meer my vorm. En wanneer beheer die belangrikste word, begin vrees my vorm. Maar wanneer ek myself aan Jesus gee, vorm sy gees my stadig, maar seker, en die lewe van Jesus begin in my vorm. Dit wat ek aanbid, vorm die mens wat ek word. So wanneer Paulus sê, gee julleself met alles wat julle het en is, sluit dit die hele mens in. My denke staan nie los van my gewone lewe nie. Ons nooi mense maklik om hulle harte vir Jesus te gee, maar ons moet hulle ook maar seker uitnooi om hulle denke vir Jesus te gee. Want aanbidding gaan nie net oor wat ek vir God voel nie, dit gaan ook oor hoe ek oor God dink, waarin ek aandag gee en wat my verstaan van die goeie lewe vorm. Jesus sê ons vir ons, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en jou hele siel en met jou hele verstand. My verstand staan dus nie buite my liefde vir die Here nie. My denke is 'n baie belangrike deel van aanbidding. So daarom sê Paulus vir my en vir jou, hy sê, laat God toe om julle lewens totaal nuut te maak. En hoe? Deur julle denke te verander. God nooi my om ook my denke aan hom beskikbaar te stel. Nie om minder te dink nie, maar om nie te leer dink. Om die wêreldse belofte van Jesus se weg te kan onderskei. Want hoe ek oor God dink, beïnvloed hoe ek myself aan God gaan gee. En wanneer hy my denke vernuwe, leer ek al hoe beter onderskei dat sy weg werklik goed is. Paulus skryf daar vir ons in Romeine 12. Ja, dis eers wanneer God julle denke begin verander, dat julle sal kan verstaan wat sy goeie en opwindende en volmaakte plan met julle lewens is. Ek hou van hierdie goeie nuusvertaling wat praat oor God se wil en sê dit is goed, dit is opwindend en dit is volmaak. Nou ander vertalings praat van God se wil as goed, aanneemlik en volmaak. God se weg is nie noodwendig maklik of voorspelbaar nie. In daai sin is dit nie altyd opwindend in 'n emosionele manier, dat dit lekker en gemaklik voel nie. Maar dit is goed, dit is heel en dit is vol lewe. Want God nooi my nie net om 'n paar verkeerde dinge te probeer vir my nie. Hy nooi my om saam met Jesus deel te word van dit waarmee hy in hierdie wêreld besig is. Om lief te hê waar die wêreld verdeel, om te vergewe waar die wêreld vergeld, om hoop te bring waar mense regtig moed verloor het. Om die lewe van Jesus sigbaar te maak waar ek en jy daagliks leef. En binne hierdie goeie wil vorm sy gees die lewe van Jesus in ons. Aan die begin volg ek Jesus dalk eenvoudig omdat ek kom vertrou. Maar soos hy my denke vernuwe, begin ek ook raak sien, sy weg is werklik goed. So bring Paulus ons terug by die keuse. Sal ek my lewe gee aan dinge wat verbygaan, of sal ek myself beskikbaar stel aan die Vader wie se hart ek by die kruis leer ken? So, Paulus se uitnodiging aan my en jou bly eenvoudig. Gee julleself met alles wat julle het en is aan hom. Moet niks terughou nie. En ons doen dit nie om God se liefde te verdien nie, maar omdat ons in Jesus gesien het. Ons Vader is goed. Hierdie Vader kan ek vertrou. So, waar nooi Jesus jou vandag om jouself weer aan hom beskikbaar te stel? Is daar iets wat jy uit vrees uit terughou? Of 'n plek waar jy steeds die uitkoms probeer beheer? Of iets wat stadig maar seker te veel van jou aandag, liefde en lojaliteit begin kry? Jy hoef nie vandag 'n groot dramatiese belofte te maak dat jy nooit weer sal sukkel nie.
Want 'n lewende offer is nie net 'n een dramatiese oomblik van oorgee nie. Dit is 'n lewe wat elke dag opnuut aan God beskikbaar gestel word. Dalk is jou antwoord vandag eenvoudig. Jesus, hier is ek. As jy gemaklik is met hierdie, wil ek jou nooi om jou hande voor jou oop te maak. Nie omdat daar iets magies is in hierdie gebaar nie, maar die Bybel nooi ons baie keer uit om met ons liggame deel te neem aan ons aanbidding met die Here. Gebalde hande probeer vashou, maar oop hande sê, Vader, ek vertrou U. Nou waar jy is, bid dit rustig in jou hart. Sê, Jesus, hier is ek. Ek stel myself met alles wat ek het en is aan U beskikbaar. Vernuwe my denke, leer my om die goeie weg te herken. En môre, wanneer jy wil in Jesus se weg kruis, dan neem jy verantwoordelikheid vir jou gehoorsaamheid en jy vertrou God met die uitkoms. Maar stel jou voor wat kan gebeur wanneer dit nie net een persoon se gebed is nie. Stel jou voor 'n hele gemeente. Gemeentes in ons land sê Jesus, hier is ons. Hier is ons hande. Hier is ons tyd. Hier is ons denke. Hier is ons gawes, ons gesprekke, ons gewone lewe. Al hierdie behoort aan U. Dan kry Paulus se uitnodiging op 'n maandag hande en voete. Jesus, hier is ek. Maar dit begin nie by iemand anders nie. Dit begin by my en dit begin by jou. God se liefde kom altyd eerste. My en jou oorgawe is die antwoord. Jy sien, liefde gee graag. Want die hart van aanbidding is oorgawe. Kom ons bid saam. Vader, ek weet seker in beginsel is ons almal daar. Ons hou daarvan om ons lewens vir U te gee, maar die lewe maak dit moeilik. Dit is regtig so, veral as ons voel ons weet nie of ons U plan met ons lewens kan vertrou nie. Maar dankie dat hierdie die beste uitnodiging is. Dankie dat hierdie die lewe is wat oorvloed is. En vir elkeen van ons wat vandag bietjie sukkel met hierdie idee van om totaal en al oor te gee, mag ons maar net herinner word aan hoe lief U ons het, oor hoe goed U is en hoe U deur die tyd bewys het, ons kan U vertrou. So net vir vandag wil ons weer hierdie keuse maak. Hier is ek Jesus, met alles wat ek is en wie ek is.